Ja, goeiemôre. Groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus op hierdie lekker reënerige Sondagoggend hier in Joburg. Ek weet nie hoe lyk dit daar by julle nie, maar ten spyte van dit wat jy voel in die vlees, weet net God is lief vir jou. God het 'n plan vir jou lewe en God is in beheer. Soos 'n voorreg vir my, dankie om bietjie in God se woord in te gaan. En verlede week het ons geëindig by met so 'n belangrike deel van skrif, dat as ons nie iets doen nie, ons het ook 'n verantwoordelikheid. Weet wat ek baie sien in die wêreld vandag, en veral onder ons as kerkmense, as daai wat sê ek is 'n Christen, ons dis amper asof ons op daai punt kom waar ons sê ek is gered en dis genoeg. Nou kan ek maar net lekker gaan sit in die kerk en ek kan 'n bank warm hou. En verlede week het ons gelees om te sê jy het 'n verantwoordelikheid. Ontwaak. Staan op uit die dode uit. Staan op waar jy was. Staan op uit daai posisie uit, en dit is jou verantwoordelikheid. Dit is my verantwoordelikheid om op te staan en sê ek gaan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie meer. Ja, die Here is lief vir my. Ja, ek het my lewe vir die Here gegee. Maar nou wat nou? Vra jy dit ooit, geliefde? Vra jy dit ooit en sê Here, daar moet meer wees. Ek het my lewe vir U gegee. Ek het tot bekering gekom. Ek het my sondes bely. En U het my vergewe. En dan staan ons daar aan die voet van die kruis en ons kyk fokus op daai kruis en ons niks fout daarmee nie. Maar hoe lank moes hulle daar gestaan het? Hulle het Jesus se liggaam afgehaal en weggevat. Die kruis het nog steeds daar gestaan. Onthou, in daai tyd moes hy kruise daar gaan staan het en daar gebly het, sodat almal in daai distrik, elke keer as hulle verby daai plek geloop het, het hulle opgekyk en besef, dit is wat jou oordeel is, dit is wat jou pad langs gaan kom as jy ongehoorsaam is teenoor die Romeinse regering. En die mense daar in die kruis het daar gestaan en het gestaan en het gestaan. Of het hulle omgedraai en iets gaan doen. Weet ja, hulle het eers vir 'n rukkie gaan sit in sak en as, en hulle het gaan huil en hulle het getreur, en dit was okay vir 'n tydperk. En ons kom daarso en ons kom tot bekering en ons kyk na ons lewens wat was, en dan sê ons maar Here, okay, nou sit ek hier so vir 'n rukkie, maar daar kom 'n tyd wanneer ons moet opstaan uit die doodheid, uit die plek waar ons was, en sê ek gaan nou lewe vir Christus. Ek gaan nou toelaat, en hierso in Kolossense 3 gaan ons gou lees om te sê wat is die volgende stappe, nê? En ek wil dit nie so sit nie om te sê dis stap 1 doen ek dit, stap 2. Die eerste ding is jy kom tot bekering. Die tweede ding is jy bely dat Christus jou verlosser is en niemand anders nie. Maar Christus is nie 'n God nie, Christus is God. God geopenbaar in die vlees, God het gekom vir my en vir jou. En dan van daar af, wat dan? Wat dan? En dit is nie 'n stappe om te sê die volgende stap sal dit en dit en die volgende stap, hierso sê dit vir ons in vers 12, Kolossense 3 vers 12, en hy sê verder, vers 12, daar sê, beklee julle dan, 'n werk wat jy moet doen. Dis nie jy staan daar in die oggende en jy wag en ewe skielik is jy beklee nie. Nee, dit is daai ding wat ek sê, ek beklee myself, ek staan op uit daai dode uit, wat ons verlede week van gepraat het. Ek staan op uit daai posisie uit waar ek was, waar ek gelê het, waar ek was, en ek is rustig en alles. Ek staan op en ek doen iets. Ek trek aan. Ek gaan bad, ek was die ou af en ek gaan trek aan, ek gaan trek daai nuwe klere, my werksklere vir die dag aan. Ek gaan doen 'n sekere paar dingetjies sodat ek reg is vir die dag wat kom. En dit is hierso presies dit waarvan hulle praat hierso in Kolossense 3 vanaf vers 12. Hy sê beklee julle dan as uitverkorenes van God. As uitverkorenes van God. Weet, dit is jou identiteit nou. Jou identiteit lê nie meer in jou ou self, in jou ou wêreld, in jou ou wat jy was nie. Jy's 'n uitverkorene van God. Beteken jy gaan nou in die wêreld ingaan en inbeweeg as 'n nuwe mens, as 'n nuwe skepsel, maar mense moet kan sien dat dit is jy wat vir God, jy verteenwoordig God waar ook al jy gaan vandag.
Jy stap in 'n vertrek in en ewe skielik is God daar, want jy is daar en God is binne in jou. En is nie meer jy wat lewe nie, maar God wat in jou en deur jou lewe. En dit is daai uitverkorenes. Ek is uitverkoop aan God. Ek ondersteun God. Ek meen jy kyk na die rugby, jy weet, almal gaan mal want hulle trek aan hierdie supporterhemp en daai supporterhemp en jy weet presies as hulle in daai stadion instap, wie verteenwoordig hulle. Hoekom? Want hulle is uitverkoop aan daai afgod. Hulle is uitverkoop aan die afgod wat hulle daai dag gaan ondersteun. En maak nie saak wat ander mense vir hulle sê nie, hulle afgod is nommer 1 in die wêreld. En dit is wat hulle doen, nee, dit is wat ons doen as mense. Ons ken hom hoekom, want kyk, hy tree so op. Ons ken hom hoekom, want hy het ons daai klere aan. Ons ken hom hoekom, want hy gaan so aan. Ons ken hom hoekom. En ons identiteit word in daai ingegrond. Hoekom? Want daar is jy is 'n uitverkorene. Nou kom jy daar na hulle toe en jy sê vir hulle, hey, daar's dalk iets anders. Daar's 'n ander manier. Daar's iets beter, daar's iets mooier, daar's iets liefliker. En dan wat sal gebeur? Dan draai hulle om en hulle bash jou. Hulle haal hulle self uit op jou. En dis presies wat ons verantwoordelikheid is as Christene. Ons kan nie stil staan, ons kan nie draadsitters wees nie, ons kan nie daar sit en sê, vandag is ek so en môre sal ek weer so wees nie, vandag gaan ek en dan gaan ek. Jy is uitverkoop aan Christus, jy is uitverkoop aan God. Maak nie saak wat jou pad langs kom nie, jy gaan die evangelie verkondig, jy gaan vir mense wys deur jou optrede dat jy Christus kind is. Jy's 'n kind, jy's 'n seun of 'n dogter van God. En hy sê daar as uitverkorenes van God, heilig, geliefd. Jy weet presies waar jy staan, hoekom? Want God het jou heilig gemaak. Jy weet presies waar jy staan, want jy's veilig. In enige familie sal hulle vir jou sê, die eerste ding om kinders veilig te laat voel in jou familie is om hulle lief te hê. Om vir hulle liefde te wys. Wat is liefde? Liefde is tyd. Liefde is gefokuste energie. Liefde, en dit is wat God aan ons gee vandag. Hy gee vir jou sy tyd, hy gee vir jou sy energie, hy gee vir jou sy fokus, alles gee hy vir jou. Jy moet weet dat jy geliefd is, jy is heilig, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Daar is soveel dinge daarso, en dis hoe mense jou moet sien. As jy vandag in die wêreld ingaan, sien mense dit binne in jou? Sien mense dit binne in jou? Hoekom nie? Dalk is dit nie. Hoekom nie? Want jy het jouself nog nie bekleë in die woord nie. Jy het jouself nog nie 100% bekleë, want jy wil nog steeds die sonde, bietjie van die sonde doen. Jy wil nog steeds toelaat dat bietjie van daai onvergifnisgesindheid en my verlede. Hoekom? Want my verlede is lekker. Jy verlang na daai kospotte van Egipte. Daar's niks anders te doen daar as ons vandag nie, nee. Want dit was veilig, dit is waar ek veilig gevoel het. Hierdie pad wat ek nou stap is onseker vir my as mens, maar God weet al klaar wat sy planne hy instoor het vir jou. Hy weet wat die einddoel van dit is. Dis hoekom hy vir Petrus kon sê, toe hy die disippels by hom was die eerste keer, en hy gesê, Petrus, van nou af noem ek jou die rots. Hoeveel keer het Petrus geval opgestaan, geval opgestaan, geval opgestaan? Maar God het die einde van Petrus se lewe gesien. God het gesien wat Petrus kon bereik, kon wees, as hy maar net aanhou. En hy het daai keuse gemaak om te sê, as ek val vandag gaan ek weer opstaan en na my redder toe gaan en my verlosser. Hoekom? As ek val vandag gaan ek myself weer bekleë as 'n uitverkorene. Ek gaan myself bekleë in Christus, sodat mense kan sien, ja, ek maak foute nou en dan, maar ek lewe nie in my foute nie, en dis nie meer in my identiteit nie. My identiteit nou is in God alleen, is in Christus, en dit wat God instoor het vir jou. En dit is maklik en eenvoudig as jy weet dat jy is geliefd en jy is heilig. Jy is geliefd en jy is heilig. Jy is geliefd deur almagtige God. God wat hemel en aarde geskaap het. God wat die heelal in die palm van sy hand hou. Dit is die God wat jou lief het en jou uitgekies het vandag, en al wat hy van jou sê vandag is staan op uit die posisie waar jy is vandag.
Bekleë jouself in Christus. Christus is goedheid en guns en genade en liefde en wonderwerke en 'n nuwe begin en 'n nuwe lewe en die son wat opkom vandag om vir jou te sê jy is geroep, jy is nou 'n seun en 'n dogter van God Almagtig. En dis die boodskap wat hulle vir jou vandag wil oordra. Dis die boodskap wat hulle hier in Kolossense 3 vers 12 vir jou sê, 'n eenvoudige boodskap. 'n Eenvoudige boodskap, maar die keuse is nog steeds joune. Soos ek verlede week gepraat het, om te sê, staan op, ontwaak uit die posisie waar jy is op die huidige stadium. Dit is nie net genoeg dat jy gered is nie. Wat gaan jy met dit doen? En nou sê dit vir jou vandag, bekleë jou in dan as uitverkorenes van God, heilig en geliefd. Heilig en geliefd. Dit is jou verantwoordelikheid. God het dit daar geplaas. Dis daar. Dis asof jou klere daar in die kas is. Jy kan daar lê en sê ek het niks vandag om aan te trek nie. En dan maak jy daai kas oop en daar lê, daar is al jou klere en daar mooi. En dis hoe ons is, nee. Jy kan daar lê en sê ja, maar God is nee, maar daar's nie genoeg van dit nie. En dan sê hier is die antwoorde. Al wat jy moet doen is hier in jouself hier in delf, jouself hier in sit en daardeur gaan en lees en sien hoe lief is God vir jou en sien wat se dinge het God in stoor vir jou en sien wat is jou verantwoordelikheid en dat jy dit nie alleen hoef te doen nie. Dit is alles hierso en dan bekleë jouself met hierdie waarheid. Jy sê dit vir jouself oor en oor en oor as jy daar staan en jou hare kam. Ek het nie baie nie, maar jy staan en jy kyk vir jouself in die spieël en jy kyk jou in die oë en jy sê vandag vir jouself jy is heilig, jy is geliefd. Jy is 'n kind van God, jy is 'n seun en 'n dogter van God. God is by my, God het wonderlike planne vir my lewe. En ek is 'n oorwinnaar en ek stap uit hierdie huis uit meer as oorwinnaar. Verander jou gedagtes. Jy bekleë jouself met Christus. En dan stap jy in hierdie wêreld in en jy sal verbaas wees. Jy sal verbaas wees wat God met jou lewe sal doen as jy hom toelaat. Maar die stap daar is joune. Bekleë jouself vandag, voor dit te laat is. Voor dit te laat is. Onthou net, die Here is lief vir jou. Hy het jou geroep met 'n doel. Ek bid God se seën oor jou lewe, oor jou verhoudings, oor jou huwelik, oor jou kinders. Ek bid God se rykste seën oor jou besigheid vandag. Mag dit groei van krag tot krag. Onthou net alles wat jy het en dit eindig hier so mooi sê en wat julle ook al doen in woord of in daad doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So jy doen dit in Jesus naam. Onthou, jy weet wat dit is, jy weet wat die waarheid is, jy doen dit in Jesus naam en soos wat ek dit doen is dit 'n dankbaarheid in my hart. Dank God vir dit wat jy kan doen. Dank God dat ek kan vandag. Dank God dat ek 'n werk het. Dank God vir alles wat jy het. Want die woord sê dit. Jou gedagtes sal verander, jou gees en siel sal verander en jou liggaam sal geen keuse hê maar om te volg. Want jou God is groter as die uitdagings wat voor jou lê. God is lief vir jou en as jy iets nodig het, asseblief reik uit vir gebed. Ons staan saam met jou, ons bid vir jou en ons vertrou op die Here vir die wonderwerke wat hy in jou en my lewe gaan doen. As dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Wees veilig en bekleë jou vandag in Christus. In Jesus naam. Amen.